Wanneer word 'n kalfie gespeen? Miskien op so... Nee, ek weet regtig nie. Ek het nie 'n idee nie. Ek dink 'n kalfie word gespeen wanneer hy genoeg het. Nee, jok, kan ek weer begin? Genoeg aan die tyd gehad het. 'n Kalf word gespeen, ek is nie 100% seker nie. Kyk, ek is 'n stadsmeisie. Ek is nie 100% seker presies hoe die dinge werk nie. Ek weet dit is nie 'n moeilike antwoord nie, maar 100% sekerheid gaan ek het dit nie en ek gaan ook nie nou 'n antwoord gee nie want ek voel ek gaan half 'n lawwe antwoord gee, maar ja, nee, ek is nie seker nie. Ek sal sê so 'n maand of 2. Wel, is elke boer se persoonlike keuse. Dit hang af van jou hele boerderypraktyk, dit hang af van jou voeding wat jy bygee. Maar as jy 'n gemiddelde sou vat, sou ek sê 8 maande. Hoe groot is 'n hektaar? 'n Hektaar? Ek sou sê 'n hektaar is so wat 1000 km. Ek is nie 100% seker nie en ek mag dalk nou my tong byt na die antwoord, maar volgens wat ek op die stadium kan sê, dink ek 'n hektaar is so min of meer 1000 km groot. Ek sal sê 'n hektaar is so groot soos waar jy 'n huisie en 'n paar skapies kan aanhou. Ek dink Jakobus se erf is so 'n hektaar groot. Hoe groot is 'n hektaar? Nee, ek weet nie. Hoe groot is 'n hektaar? As ek vir iemand moet sê hoe groot 'n hektaar is, dat die gemiddelde mens dit sal verstaan, sal ek sê 2 rugbyvelde. So, imagine 2 rugbyvelde, dan het jy 'n hektaar. Wat is die verskil tussen 'n hen en 'n haan? Die haan is die mannetjie en die hen is die wyfietjie. 'n Haan is 'n man en 'n hen is 'n vrou. Die hen lê eiers, die haan lê nie eiers nie. Verskil tussen 'n hen en 'n haan hang van die tyd van die dag af. Dit verduidelik die ding net baie beter. Die haan is bo op die hen. Andersins het 'n haan 'n kammetjie en wat bietjie hoër is en 'n hen het nie. Wat eet beeste? Beeste eet lucern, dit weet ek darm. Beeste eet gras, hulle is herbivore sover ek weet. Beeste eet gras. En as jy regtig vet beeste wil hê, kan jy 'n bietjie lek uitsit, maar meestal veiding, hulle moet maar grasies eet. Beeste eet wat voorkom. En as jy mooi sal onthou, beeste en onthou dit, gras is altyd groener aan die ander kant van die draad.